In Lukas 2 vers 21 tot 24 lees ons hoe Josef en Maria Jesus op die 8ste dag laat besny en aan hom die naam Jesus gee, net soos die engele beveel het. Hulle bring hom na die tempel om hom aan die Here voor te stel, volgens die wet van Moses. Hulle offer 2 duifies, wat wys dat hulle arm maar getrou was. Maria en Josef se gehoorsaamheid toon hoe God gewone mense soos ek en jy kan gebruik. Wat moet ons doen? Ons moet hom net eer in ons alledaagse keuse deur gehoorsaam te wees. In vers 25 tot 32 lees ons dat hulle in die tempel ontmoet het en dat hulle met Simeon, 'n regverdige man, gepraat het. Simeon het op die Messias gewag. Die Heilige Gees lei hom om Jesus te erken en hy neem die baba in sy arms en sing, nou laat die diensknegt in vrede heen gaan, want my oë het u verlossing gesien. Simeon profeteer dat Jesus 'n lig vir die heidene en eer vir Israel sal wees. Simeon se geloof en vreugde herinner ons om op God se beloftes te vertrou. In Lukas 2 vers 36 tot 40 ontmoet ons Anna, 'n bejaarde profetes, wat God dag en nag in die tempel dien. Sy herken Jesus en begin almal van hom vertel. Haar lewe van gebed en diens is 'n voorbeeld van toewyding. Jesus word groot en hy groei op. En die Bybel leer ons hy was sterk in gees en wysheid, met God se genade op hom. Lukas 2 vers 21 tot 40 wys hoe God se beloftes deur ons Here Jesus Christus vervul, en hoe mense soos Simeon en Anna om met vreugde ontvang. Lees vandag Lukas 2 vers 29 tot 32 en bid, Here help my om u verlossing te sien en te deel.